Hoofnuus vanaand. Die vinger word weer gewys na dwelmbedrywighede na 'n dodelike skietvoorval in Reiger Park aan die Gautengse Oosrand. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die gemeenskap van Reiger Park aan die Gautengse Oosrand is versla nadat 6 mense dood en 3 beseer is in 'n verbyryskietery gister. Volgens die polisie het verdagtes in 2 motors willekeurig losgebrand voordat hulle van die toneel gevlug het. 'n Mensejag is onderweg om die betrokkenes op te spoor. Een van die oorledenes is 'n 29-jarige man wat dood is terwyl hy sy seentjie se lewe beskerm het. Hy is op die toneel dood met die liggewonde kleuter in sy arms. Maar broken at the same time, but I'm also proud for what he did. I know he didn't do it for a reason. He had his reasons why he did it, to save our child. Upon arrival, we found the dad lying on top of his child. We had to take out our nephew underneath his father. Came back to another scene, there was another boy there, and that boy was also unfortunately shot dead. We came back to this scene where you can see they are still busy cleaning up here, where the 2 ladies were shot. This ladies was shot executional style. Hoewel die motief van die skietery nog onbekend is, vermoed 'n raadslid dat dit verband hou met dwelmhandel en bendes. There was a shooting last week, and I think it stems from there, because I cannot put my head to it as to what was the actual cause of this whole massacre, because in this shooting, innocent people died. Die polisie vra hulp van die gemeenskap met die soektog na die verdagtes. Honderde ondersteuners het saamgetrek vir die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party of SAKP se jaarlikse Rooi Oktoberveldtog in Klerksdorp, Noordwes. Die sekretaris-generaal van die SAKP, Solly Mapaila, het kwessies van werkloosheid en armoede aangespreek en sê die nasionale gesondheidsorgplan moet onmiddellik geïmplementeer word om die krisis in die gesondheidsorgstelsel van die land die hoof te bied. Mapaila sê Suid-Afrika se sukkelende ekonomie het verrykende gevolge vir die groeiende bevolking. Hy het ook verwys na die werkloosheid onder die jeug en spesifiek die Noordwes-provinsie, waar dit die hoogste in die land is. Equally, we need expansion of work and community-led cooperatives in food, retail, transport and energy. That's why this morning we started with our comrades here in Itusseng Co-op and projects, where we saw how they are trying to be self-reliant on food production. To assist our communities here, they are already helping 36 families in their own household to produce food. Mapaila sê staatshospitale is vervalle, private mediese dienste onbekostigbaar en dat die verhoging van mediese fondsbydraes astronomies is. Mapaila het herhaal dat die SAKP op sy eie aan die plaaslike regeringsverkiesing gaan deelneem. Die Amerikaanse president Donald Trump se dreigement om militêr in te gryp in Nigerië het gemengde reaksie uitgelok in die Wes-Afrika land. Trump het op sosiale media gesê dat hy sy sogenaamde oorlogsdepartement aangesê het om voor te berei op 'n blitsoptrede in Nigerië indien die land nie aanvalle op Christene stuit nie. Nigerië bevat ongeveer 200 etniese groepe wat meestal Christendom, Islam en tradisionele gelowe beoefen. Die VSA sê ook dat hulp aan Nigerië opgeskort gaan word. Owerhede sê 'n mesaanval op 'n trein onderweg na Londen waarin 9 mense beseer is, word nie as 'n terreuraanval ondersoek nie. Die trein moes 'n noodstop maak by die Huntingdon treinstasie in Cambridgeshire, waarna 2 Britse mans in hegtenis geneem is vir poging tot moord. 4 slagoffers is reeds ontslaan van die hospitaal, terwyl 2 beseerdes se toestand steeds kritiek is. Die Britse regering en koning Charles het die aanval betreur. In Mexiko het 'n feestelike vakansienaweek in 'n tragedie ontaard na ontploffing by 'n winkel in die middestad van Hermosillo. Altesaam 23 mense, insluitend kinders, is dood en tientalle beseer in die ontploffing wat na bewering deur 'n elektriese fout veroorsaak is, waarna toksiese gasse afgeskei is. Die dag van die dood word die naweek in Mexiko gevier, waar tydens families hulde bring aan geliefdes wat gesterf het. Die polisie vermoed geen misdaad.
En net hierna kyk ons wat gebeur op die veld tussen Suid-Afrika en Indië in Navi, Mumbai en besering kniehalter die Springbok loskopstit Oxenche. Bly by ons. The Suit vertel die verhaal van Philemon wat gelukkig getroud is, maar dan uitvind dat sy vrou Matilda 'n buiteegtelike verhouding het. Hy maak dat Matilda haar minnaar se aandpak ronddra en voorgee dat dit 'n gas in hulle huis is. Hy mishandel haar later en herinner haar daagliks aan haar ontrouheid. Matilda voel verneder en sterf uiteindelik aan 'n gebroke hart. It encompassed a lot of stories, the stories of poverty, of fun, of oppression, everything in one, but beautifully portrayed. I enjoyed the story. The show was incredible. I wanted more. I'm asking for more, I'm begging for more. This show was truly, truly amazing. Die aktrise wat die rol van Matilda vertolk, sê alhoewel dit emosioneel uitputtend was, is sy trots op hoe sy die storie opgevoer het. Everything that Matilda is going through, the difficulties, the challenges, all of the turmoil that's going through inside her as this is happening, it was difficult. There were times, like about 2 days ago, I felt that I took her home with me. Die produksie het maar 2 weke gevat om die karakters reg te kry en wat hulle gedoen het, was eintlik 'n briljante job. The Suit is tot Woensdag by die Hall Street Theater in Kimberley te sien. En dis dan al vir vanaand. Ons is môre aand terug en wel om 8:30 op S3. Mooi bly tot dan. Totsiens.